Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en iets wat my onlangs laat wakker lê, of wat my eintlik al 'n hele rukkie laat wakker lê, is voedselsekerheid, spesifiek in Suid-Afrika. So om saam met my te kom potgooi oor hierdie idee, het ek 'n ekonoom van Graan SA genooi om saam met my te kom kuier, Helene Viljoen. Goeienaand. Dankie Carla. Dankie dat jy deurgekom het. Jessie. Dankie dat jy uitgereik het na ons toe en dat ons die kans het om te gesels oor voedselsekerheid. Ons is die afgelope paar jaar deur oorlog, ons is deur pandemies en ek dink ons is deur, as 'n mensdom is ons deur baie, maar al hierdie goeters het 'n invloed op voedselsekerheid. Carla, ek dink wat belangrik is om eers te verstaan van Suid-Afrika se mark is, ons produseer ons 2 stapelvoedsels genoegsaam. Koring nie so baie soos wat ons mielies doen nie, maar hierdie 2 produkte word op die einde van die dag jou brood wat jy in jou kas het, of jou mieliepap wat jy gebruik as jy gaan braai. Ons het nou die dag gesien dat president Trump nou weer herverkies is, Woep. en wat dit het verrykende implikasies, goed of sleg. Yes. En vir ons is dit goed. Die rede hoekom ek dit sê is, Trump en China kom nie oor die weg nie. En wat dit beteken het, is 'n kommoditeit soos sojabone, wat ons ook in oormaat produseer en wil uitvoer, het China net eenvoudig gesê, weet jy wat, ek's uit. En dit het 'n massive leemte in terme van ons wêrelduitvoere geskep vir sojabone, en natuurlik vir Suid-Afrika 'n geleentheid. Ons het nou onlangs gehoor dat daar moontlikheid is dat op dag 1 as Trump in office, kan ek nog maar sê, intree in Amerika, hy 'n stewige hoeveelheid belasting op sekere lande se produkte gaan sit, insluitend China. Om die graanmarkte veral te verduidelik, dis soos 'n spinnekop. Nie hop spinnekop nie. Dis is 'n spinnekopweb. Alles is baie interafhanklik van mekaar. So wat China byvoorbeeld sal gebeur is, Trump sal sê invoertariewe tussen 5 en 10% op goedere wat van die buiteland af inkom in Amerika in, maar vir China 60%. En om ekonomie 101 in mekaar te sit, as jy 'n hoë vraag het van een land af, speel hulle nogals baie in op wat met pryse kan gebeur. Want ek dink baie keer ons is in Suid-Afrika, ons is veilig hier in ons spasie, ver weg van alles af, en ons dink nie dat dit impak het op ons nie, want ons sien dit nie ewe skielik op 'n drastiese manier in ons dag tot dag lewens nie. Ja, dit vat nogals 'n lang tyd om geïmplementeer te word. En mens moet baie keer hierdie klein skuwe dop hou om te kan voorspel wat in die toekoms gaan gebeur. En een van hierdie skuwe is die BRICS-lande. BRICS het onlangs begin vorm met een van die groot rolspelers wat natuurlik China, Suid-Afrika en Rusland is. Rusland produseer 'n groot mate van die wêreld se kunsmis, chemikalieë, en dit is goed wat ons nodig het om te kan produseer. Ons het onlangs gehoor dat hulle eie graanverhandelingstermyn mark wil skep, maar dit gaan basies, soos wat Amerika nou 'n baie groot rol speel op ons internasionale prysbepaling, gaan hulle dit skuif na die BRICS-lande toe. Ek dink die een risiko van Rusland is, kom ons vat 'n land soos Indië. Indië sal die oomblik wat Rusland betrokke raak of goedkoop graan in die mark insit, hulle grense sluit vir invoere en uitvoere, om hulle plaaslike produsente te beskerm. So die oomblik wat 'n land wat 'n groot uitvoerder is, hulle grense sluit, wat gaan plaaslik gebeur? Wat is een van die grootste goed persoonlik wat in die afgelope jaar voedselsekerheid in Suid-Afrika beïnvloed het? Dis Carla, ek kan met sekerheid sê invoertariewe. Ons het 'n invoertarief juis teen goedkoop invoere van koring. So die risiko daarmee is, kom ons sê ons het glad nie koringprodusente in Suid-Afrika nie, en ons gaan weer 'n pandemie in, en ons kry nie koring in die land nie. Dis brood weg, dis pasta weg, dis koekies weg. Nee, koekies. Kom ons skep 'n storie. Ons is 'n produsent in die Wes-Kaap wat koring produseer, en ek moet nou besluit, gaan ek my koring bemark, gaan ek nie my koring bemark nie. Ek weet daarin die plaaslike silo sal my graan vat wanneer ek stroop. En hier val die pryse internasionaal. En hierdie silo besluit, weet jy wat, ek gaan nou nie die plaaslike produsent se koring koop nie, want ek kan dit teen baie goedkoper invoer, en hierdie tarief gaan eers oor 80 dae inskop. Maar dan begin ons van mense se werke praat hier.
nie net hulle voedselsekerheid nie, maar hulle maandelikse inkomste. Ja. Het julle enige drastiese syfers gesien in terme van, ek wil nie sê noodwendig dat dit geval het nie, maar dat dit geval het, dat dit effens geval het, as dit kom by mense wat in die graanindustrie in Suid-Afrika werk? Carla, ongelukkig het ons nie syfers oor die salarisse nie. Dit is inligting wat Stats SA nou nie vir ons uitgee nie, maar wat ek wel kan sê is, ons het 'n duimmiddel in die industrie. Vir een werk wat geskep word, is daar 42 hektaar se graan wat geplant moet word. Verlede week het ons Silje Brinkie gehad. En 'n interessante ding van wat hy genoem het is, hoe mens met plaaslike regering dit so maklik as moontlik vir jou klein besighede, jou boere en so kan maak, om te wil. Op die plaas, op plaasvlak is dit nog nie iets wat ons agtergekom het nie. Ek stem wel saam met wat hy gesê het, iets soos die koringtarief. Dit is nie nodig dat 'n boer aande moet omsit en bekommer oor, gaan ek beskerm word deur my regering in terme van my pryse nie. Ja. Dit vat verskriklik baie energie en daar's nie veel wat hy daaraan kan doen nie. Ek neem aan julle kry ook dan op 'n weeklikse basis baie te doen met mense se emosie. Want dis letterlik boere se brood en botter waarvan jy praat. Jy moet ook maar sensitief om iets kan trippel as dit nodig is die dag. Ja, gesien hoe dik is my. Ek is renoster. Hoe beïnvloed die internasionale mark die plaaslike mark in Suid-Afrika? Ek hoop jy is voorberei vir 'n ekonom antwoord. Kom ons vat mielies. Okay. Ons produseer amper 16 miljoen ton se mielies, maar ons verbruik ongeveer 13 miljoen ton. So, Nou is die volgende vraag, daai oorblywende 3 miljoen ton, wat nou? Want om weer ekonomie 101 uit te haal, asseblief doen. as ons 'n ooraanbod het en 'n vraag wat nie saam met dit werk nie, dan val pryse om tot by daai vraag te stimuleer. So in die kantoor verwys ons vir Durban as die badprop. Hoekom die badprop? Die badprop om al die oorblywende water uit te kry. Okay. Om ons plaaslike prys Ek hoor jou. gebalanseerd te hou. So om ekonomie 101 weer op die tafel te sit, as ons nie 16 miljoen ton mielies produseer nie. Ons produseer dalk net 13 miljoen ton en ons het nie daai 3 miljoen om uit te voer nie. Dan moet ons invoer en weer daai prysvlakke wat ek van gepraat het. Dan gaan ons plaaslike pryse invoer pariteit toe. Okay. En die Wat uitvoerpariteit. beteken daai woord? Want ek weet geen idee Kan ek nie. het so hard probeer om nie invoerpariteit te gebruik nie. Asseblief verduidelik dit. Maar verduidelik dit vir my soos jy dit vir graad 1 sal verduidelik. So basies, as ek my water wat nou deur die badprop kom aan 'n bad langsaam moet verkoop. Yes. Dis 'n graad 1. Baie buttons. So basies, as ek hierdie water daar moet uitkry, Ja. dan moet my pryse goedkoper wees as my kompeteerders in. Ek sien liggies. Ek voel liggies. Is daar planne om die oneffektiwiteit van die land te verbeter? Carla, so ek dink dit is om my slapelose nag van jou nou beter te maak. Ons nuwe landbouminister is amazing. In die verlede is daar 'n hele landboumeestersplan uitgewerk vir vee, vir graan, vir vrugte en hierdie landboumeestersplan is nooit geïmplementeer nie. Maar nou, een van die eerste goed wat die minister gedoen het toe hy ingekom het, is om hierdie meestersplan te vat en werkgroepe met die industrie op te stel. So, Ek is baie positief. ja. Ja. En dink jy enigstens, dis my interessant, sorry, die plan wat jy nou genoem het. Wat behels hierdie plan? Ek dink om dit eenvoudig te stel is, dis 'n plan om landbou meer effektief te maak. Okay. En wat nou gebeur is, hierdie groot plan is afgebreek in kleiner stukkies, dat hy geëet kan word. So in die verlede het die meelenaars op hulle eie gewerk en ons as die produsente op hulle eie en die verhandelaars op hulle eie, maar die tyd het nou gekom dat almal saamwerk om die probleem op te los. En is daar 'n vorm van eenheid in hierdie span wat nou saam met werk Baie. om hierdie te implementeer? Baie. So. As ek die tarief net as 'n voorbeeld kan gebruik, dit implementeer die produsent, die meelenaar, die verhandelaar, die broodprys op die rak. Spesifiek gefokus op jou industrie. Wat is iets wat jou rustig laat slaap in die aand? Carla, ek dink vir my is dit die hart van die mense in die industrie. Almal is gedrewe om probleme op te los en ek kan regtig getuig dat die laaste 2 jaar is dit asof daar 'n gesindheidverandering is. Dit is nie meer ons en julle nie. Dis ons. So ja, dit is iets wat my baie positief maak vir die toekoms. Jy het my ook nou baie positief gemaak. Ek dink jy het 'n hele paar vrae beantwoord wat Suid-Afrikaners oor die algemeen oorwonder. En ek dink dit gee mens rustigheid om te weet dat if push comes to shove,
daar kos sal wees in die land. En ek dink dis mense se grootste ding op die einde van die dag. Ja. Baie goed eenkant gesit, die ding wat jy elke dag nodig het, baie Ja. klein gestel. Dis kos. Dis Dankie. Carla en dalk net 'n laaste gedagte. Asseblief. Die hart van die produsente in ons land is om te voorsien. En soos wat ons nou hier sit, is die ouens in die somersaaigebiede wat nou Noordwes en Gauteng en die Vrystaat is, besig om in hulle planters te sit en volgende jaar se oes te plant. En dit is bloed, sweat en tears. Letterlik. Net om kos te voorsien Letterlik. vir die land. En ek dink nie daar's genoeg waardering daarvoor nie. Nee, ek dink nie. Ek weet daar's nie genoeg Ja. waardering daarvoor nie. Dankie vir jou tyd. Dankie dat jy my kom rustigheid gegee het. Ek hoop amper sê ek hoop jy het meer rustigheid. Jy het daagliks meer rustigheid as gevolg van die werk wat jy doen. Ja. Maar dankie dat jy die moeite gedoen het om deur en daar te kom gesels. Nee, dis 'n plesier, Carla. En dankie dat jy saam gekyk het. Ek hoop jy het ook meer rustigheid en jy moet lekker slaap.